Is dit nie mooi nie? Ek sal hom vir julle op die groepie sit. So ja, ons begin dan met die vrouens van die Bybel. En soos wat julle almal weet, Eva is die eerste vrou wat geskape is. Wat interessant is van Eva, is, ek het nou hoe noem mense dit, 'n teaching geluister van, en dit maak vir my sin, dat, en this is the circle of relationship, is waar Eva binne in Adam weggesteek was. En toe het hulle vir Eva uit Adam, en dis die teorie, en dit maak vir my sin, toe het hulle vir Eva uit Adam se sy gehaal, nie uit sy rib uit nie. Die vertaling van rib kan verskillend verduidelik word. En as jy na die oorspronklike teks gaan kyk, van die oorspronklike Hebreëus, is dit, ek gaan nou vir sê hoekom ek dit glo, is dit sy en nie rib nie. So she was hidden in Adam, and she was taken out of his side. En dis die sirkel van verhouding, want God het vir Adam gemaak. Eva het uit Adam uitgekom, en God het uit Eva uitgekom. En toe Jesus gekruisig is, het hulle sy spies in sy sy gesteek. En toe hulle die spies in sy sy steek, toe loop die bloed en die water uit. En die bloed, die eerste wonderwerk was water wat in wyn verander het, wat sy bloed was. So met die water wat in wyn verander het, wat sy bloed is, het die bruid, die kerk, kom skoon was, sodat ons as skoon bruide voor hom kan kom staan. En toe is God hemel toe. En dis die sirkel van verhouding. So dis vir my nogal wow. En dan ons tweede vrou, so out of all living, kom dan nou Eva. Ons tweede vrou is dan Sarah. Sy was natuurlik die vrou van geloof. En ek dink as 'n mens aan Sarah dink, dan wonder ek of sy geweet het, toe Abraham nou begin opstap het met Isak. Of sy geweet het, dat Abraham nou vir Isak op die altaar moet gaan blaas. So daai totale oorgawe wat ons almal moet leer, wat ek self al moes geleer het met Elsa se hartoperasies, wat ek moes leer om op Vader se skoot neer te sit. Want op Vader se skoot is iemand op 'n baie beter plek as op jou skoot. So dit is daai totale oorgawe wat ons moet hê. So sy was dan nou ons bekende vrou van geloof. As jy ook gaan kyk na Hebreërs 11 vers 1, waar hy sê, wat is geloof? Geloof is die vaste vertroue om te glo in die dinge wat ons nog nie kan sien nie, asof dit al reeds 'n waarheid is. Dit pas natuurlik op by Romeine 4 vers 17b, om te spreek dit wat nog nie so is nie, asof dit al reeds so is. So ons verklaar genesing oor almal wat siek is. Ons verklaar wonderwerke. Ons verklaar goedheid en guns. Dis hoekom ek die blessing ook nou nog gespeel het vir julle. Ons verklaar alles wat woord is. So as jy gaan kyk, dan wil jy met jouself vra, am I walking by faith like Sarah? Is ek besig om 'n geloofspad te stap? Dis Here, maar ek vertrou U. En hierdie goed is, dit hou nie op om ons te konfronteer nie. Ek stap nou weer 'n pad van geloof en te sê, Here, ek vertrou U. Dat, en ek gaan met julle eerlik wees, partykeer raak 'n mens bietjie moedeloos, en soos, ag nee, kom ons los net al die goeie. Mens voel partykeer so. Maar Here, ek vertrou U dat almal wat in George moet wees die einde van die maand, daar gaan wees. En dis gemeente, so kan vir julle sê, ek het voorberei vir 60 mense, ons sak gewys, en ons staan op 10. So dis soos, Here, U gaan 'n wonderwerk doen. U gaan vir my 'n wonderwerk doen, dat die wat daar moet wees, terwyl van die het gaan nie oor getalle vir ons, het gaan oor die kampterrein vir finansiëel en God gesê moet daar wees. So ek vertrou regtig die Here dat hy weer eens 'n wonderwerk sal doen. En weer eens die wat daar moet wees sal daar wees. En dit is maar in elke vorm van ons lewens is ons maar besig om 'n pad van geloof te stap. So mense gaan nooit ophou om dit te doen nie. Ek dink aan mentjie ons wat die 5de September ons raak of out funksie het. Wat ek die hele tyd gevoel het, hierdie een persoon gaan nie dit doen nie. Ek het net gevoel, dit gaan nie gebeur nie, en ek het ook vir haar boodskap stuur en vra, hoorie, ek het nog niks van jou gehoor nie, moet ek jou release? Toe sê sy, ja asseblief. En toe God daai selfde dag iemand
voorsien om 'n gasvrou te wees. So God wil en dit beteken dink ek laat die Here sulke goeders in ons lewens toe dat ons net om kan leer om hom vir die klein, nie net die groot goed nie, maar die klein goedjies in ons lewens te loof en te prys. Dan Miriam, sy was natuurlik asseblief. 'n preek. Sit daai Ons staan die kant. Dus ek kom op hier om daar kyk. sit net jou nou af dan. Ek wil vir jou sê, ons het in 2014 hou mense van ons. Dis nou hierdie woord is nou vir jou, jy nou mooi luister. Ek luister. Jou woordjies. In 2014 hou 'n vrou van ons 'n vrouekamp, 'n vrouedag hier onder. En die aand voor die tyd laat weet sy maar ons net 10 kaartjies verkoop. Moet ons aangaan of nie? Dis 10. En ek sê kom ons gaan aan want die wat daar moet wees sal daar wees. En daar was een vrou, Inet, wat daar was. En dit is 'n baie lank storie, ek het hulle baie lank besig gehou, maar uit dit het dit gekom dat die man wat die huis vir ons gekoop het, die man wat die eerste bus vir ons gekoop, die man wat nog steeds baie betrokke in ons lewe, het al daai goed uit daai dames die uitgekom. Wow. So jy moet nooit aan getalle vaskyk nie. Al is daar net 10 mense. Kampterrein finansiëel. Maar luister wat ek vir jou sê, jy hoor nie. Ek hoor. Die Here gaan finansiëel Amen. dit ook deurdra. Al is daar net 10 mense. Dankie En Mentjie. kom ons glo en vertrou, daar gaan meer mense wees. Maar God het dit ook in sy hand. En maak nie saak wat die finansies rondom is, hy gaan vir dit ook doen. Amen. Dankie Mentjie. Ek deel met julle iets wat ek ek vat dit. Ek deel met julle net dat 'n mens se lewe is altyd 'n geloofspad. En ek doen dit elke maand. En dit lyk elke maand so en elke keer kom hy deur, so ek wil vir julle probeer verduidelik dat 'n geloofspad is 'n daaglikse pad. Geloofstoetse. Om regtig te vertrou in die detail van alles. En julle kan van Natasha vra, hy kom altyd deur. Maar ek probeer vir julle verduidelik dat dit 'n geloofspad is. Ja, want as hy nou al voorsien het in die kamp het op 59 gestaan. Sorry? As hy nou Sit hom aan? Ek sit hom af vir hierdie. As al nou al 59 mense was, dan sou ons nie vertrou het nie. En dan sou as daar nie En dan sprake was van dit ook vir my 'n geloof nie. probleem, want dan moes ek in sy sakke begin pak. Ja, maar ek verstaan wat sy bedoel. Ja, nee, maar verstaan. So dis is Here om in 'n verhouding met God, die ding is eintlik ons vertrou hom. Jy vertrou hom. Maar om in so 'n pad te stap, wil ek eintlik vir julle sê mens stap elke dag binne in so 'n pad. Laat Dan nie ook van hoe minder mense daar is, hoe groter kans is. Maar ek weet nou nie hoeveel mense daar is nie, maar hoe groter kans is daar vir net daai select few om divine encounter. Dit is iets wat ek ook geleer het die naweek, nê. Dit was amazing. Ons het die naweek het verby is, was ons nou in Beloftebos in Stanford. En dit gaan nie oor getalle nie. Maar iemand sê toe die naweek, dit was vir so wow, dat daar kan 'n saal met 1000 mense wees en die saal is leeg. En daar kan 10 vrouens wees en die saal is vol. En dit het ons hierdie naweek beleef. Die saal was so vol gepak gewees met hierdie goddelike, geesvervulde, gehoorsame, reg vir die Here wat die Here wil kom doen naweek. So ek verstaan dit ook. Ek dink ek is net deursigtig om vir julle te sê, dit is die pad wat ons moet stap. As ek reg onthou, ons vaders het Jesus gesê, laat u wil geskied. Ja. Tog, Okay, maar net so 2 sent. Miriam was 'n worshipper en 'n leader. En dis wat ek baie opgewonde maar ag nee, dit bereik ek gaan nie so met dan bereik. Nee, ek Weet jy nie een nie? Jy het hom alweer gesaai. Maart maand, ek sal vir Kononia kry. Maart maand toe in Strandfontein was daar 'n vrou gewees. Sy is van die predikant op die dorp van die vrouens, ek sal dit nooit wil vergeet nie. Sy is 'n Miriam. En sy het hierdie groot Predikantse vrou. tamboerijn. Ja. Sy het hierdie groot tamboerijn en hoe daai vrou met daai tamboerijn gedans en gesing en God geloof en geprys het. En die Here het vir gesê begin tamboeryne vir die vrouekampe kry. En daar's net iets, dis net daai om so te worship in totale oorgawe voor God. En om te sê, Here, hier is my lewe. Ek kom worship U vir dit en vir dat en vir sis en vir so. Ek onthou, ek sê vir môre baie op dit, maar dis wat God my ook geleer het. Toe Elsje 4 maande oud was,
En ek sit in ICU met haar op my skoot. Die van julle ken, party van julle ken al die storie. En haar hartklop gaan na 300 toe en hy gaan vibreer op 300 op 'n tachykardie. So dan, en hulle moet vir haar skok met masjiene. Nou hulle skok om haar hart weer in ritme te kry. So elke halfuur word hy geskok en hulle kan dit 5 keer doen, dan kan hulle nie meer nie. En na die 5de keer, toe bel hulle die narkotiseer om van narkose te gee, dat hulle haar onder narkose kan, ja, jy was nie daar nie, jy jou so trek. Hulle het dan nie geskok nie, hulle het daar gespuit met 'n chemiese stof, die skokmasjiene daar gestaan, maar die chemiese Ja, stof sorry, het wat dit toe sy sê dit afgebring. nou medies korrek, Ja. sorry ek verkeerd. Hulle spuit iets in haar are in, Maar om hulle haar laat hart te dit skok. verskriklik sleg. En dan gee hulle narkose en dan skok hulle met die masjiene. So maar dis dieselfde ding, hulle skok eers met medikasie Ja. en dan met 'n masjien. En in daai 2,5, 3 ure, Pieter het uitgegaan om te vra dat mense moet bid. Hou ek haar vas terwyl hulle dit nou doen. En God sê vir jou fokus is verkeerd. Ek sê, Here, my fokus verkeerd. Sê jou fokus is verkeerd. Ek sê Here nou, hoe bedoel jy nou? Hy sê, gee nou vir my, sit haar op my skoot neer. As sy nou doodgaan, moet dit reg wees met jou. Ek sê, okay, Here, dit is reg, hier is sy. Ek sê, nou verander jy omstandighede. Nou begin jy my loof en prys. En nou sing ek so saggies. Ek moes nou loof, prys, die Here. Hy sê, jy skaam vir my. Ek sê, nee. Hy sê, hoekom sing jy sag? Maar kyk, ek vat vir daai baba op my skoot en ek begin hom loof en dis hierdie. Dis om God to praise him in the storm. Weet jy wat is jou storm? Weet jy waarheen gaan jy nie? Dis jou pad. Dis jou journey. Dis jy wat dit moet onthou. Ek kan only Begin imagine. hom loof en prys. Dit is wat die Here wil hê. Ek kan only Dan ry imagine hy. 2. Julle kan die fliek gaan kyk. Daar's 2 flieks. If I only can remember, I can only imagine. En nou die tweede een is nou uit. Even if. Hy gaan oor die storm. Ja, ek gaan oor die storm. Goed, dan Rahab, sy was die prostituut op die muur gewees. Sy was die koning se prostituut gewees op die muur en sy het gehoor van die God van Israel. En sy het net gehoor, die God van Israel is die ware God. En in haar gees het sy geweet, die God van Israel is die ware God. En toe het sy natuurlik vir Joshua en sy manne gehelp en sy moes 'n rooi tou uitgooi, julle weet dit. Sy moes 'n rooi tou uitgooi. Die rooi tou is weer eens simbolies van die bloed van Jesus Christus. Dat Jesus gaan kom. Onthou dis the types and shadows. Hy gaan kom en hy gaan sy volk red met sy bloed. Daai rooi tou het sy uitgegooi. En haar familie het nog so gekom met al hulle afgode in haar huis in. En sy het gesê, nee, julle verstaan nie mooi nie. Die God van Israel gaan nie hiervan hou nie. En sy het al hulle afgode by die venster uitgegooi. En gesê, daar's geen manier. Die God van Israel is 'n jaloerse God. Hoor haar geesmens. Haar geesmens het begin weet wie God van Israel is. Jou geesmens moet wakker wees om te weet wie is God van Israel. Because then you will have faith. Dan Rut, ons het nou geluister toe ons gesing het. Rut is 'n boek op haar eie, the Book of Ruth, waar sy sê vir Naomi, where you go, I will go. Your God will be my God. En daar's altyd in jou lewe, gaan daar 'n geestelike ma wees, wat 'n Naomi is, en jy's die Rut, en dan aan die ander kant toe ook. Soos wat jy geestelik groei, wil jy moet 'n Naomi wees vir Rutte. Ons het so 'n mooi storie gehad van Lisel, by sy verjaar vandag en vir haar boodskap gestuur. Sy het in die Weskus begin met die vrouekampe. En die laaste vrouekamp, toe sê sy, Laurentia, my seisoen by Appington, sorry, ek is amper verkeerd. Nee, sorry, nie Appington, ja. My seisoen in Strandfontein is klaar. En sy het die kroon gevat, en sy het vir 7 of 8 vrouens aangegee, om nou dit verder te vat. En daar sy die Naomi, wat nou dit vir klomp Rutte gegee het om te begin. Appington is dit dieselfde gedoen. Seisoen in Appington is klaar om voor te vat. Hierso, vat. Ek sal Naomi wees, julle is die Rutte. So daar is 'n hele beginsel rondom dit. So, is jy loyaal teenoor jou verhouding met God, soos wat Rut was? Loyaliteit. I will go where you go. Met ander woorde, Here, Naomi is ook die Heilige Gees. Ek sal gaan waar U my lei. I will follow you wherever we need to go.
Ek dink aan Wouter wat jy in die begin van die jaar vir my batterye gegee het. Volgende jaar het lyk erger. Groter batterye. Hoe meer gehoorsaam jy is, hoe meer gaan God jou mee vertrou. Wees net gehoorsaam en gaan en doen wat die Here wil hê jy moet doen. Hanna is my so mooi. Hanna, en ek het besef dit eintlik en julle weet dit self. As 'n kind in God se teenwoordigheid groot geword het, binne die eerste 7 jaar van sy lewe, met Hanna met Samuel, sal hy die Here dien vir die res van sy lewe. Al loop hy of sy 'n paar afdraaipaadjies, en dit is die werk wat julle doen. Die werk wat julle doen, om my kinders te bebid en te seën. Ek dink nie julle besef die grondwerk. Ons kan net vir Rakaf hoop en Rakaf julle almal onder Rakaf. Is 'n Hanna Samuel huis. Julle kan die reeks gaan kyk, die van julle wat nog nie gaan kyk het nie, The House of David. Dis 'n reeks wat nou wys. Dit is absoluut waar Hanna vir Samuel tempel toe gevat het en Samuel die krag, die werk wat Samuel moes doen met die invloed wat hy op Dawid se lewe gehad het. So ek onthou toe ons by Shiloh was verlede jaar, waar die Ark van die Verbond vir 40 jaar gestaan het, om daar te gaan sit het, en ons het nagmaal gebruik, en op die grond daar te gaan sit, dat 'n klomp vrouens gaan sit op daai grond, en ek verklaar dit nog, en gesê, Here, ek wil swanger raak, want hulle vermoed is daar waar Hanna ook gegaan het, en in die tempel gegaan het, en gevra het vir God, hulle gedink het sy is dronk. Mag jy so dronk wees in die gees, dat almal dink jy is dronk, was hy so geprewel het voor God, en vir God gevra het vir 'n kind, en God het dit vir haar gegee. So mag jy dan ook, in alle omstandighede in jou lewe, in 'n gewoonte bly om te bid. Nou vir my is dit partykeer moetswillig, en dan sê ek vir mense, maar ek bid nie. Maar wat ek daarmee bedoel is ek het sommer net 'n 24 uur gesprek met God. En dis, ek wil amper al sê, kom ons sê 'n 24 uur gespreksverhouding met God, waar jy heeltyd met hom praat, en sê, Here, wat hier, wat daar, hoe so. En dan Abigail is nie 'n baie bekende vrou, of 'n bekende persoon in die Bybel eintlik nie, maar sy was 'n vrou van baie wysheid gehad, en sy het in aksie opgetree, en sy kom voor in Spreuke 3 vers 5 tot 6, dis 'n baie bekende vers. Trust, dit was wat sy gehad het, sy het wysheid gehad, sy het trust in the Lord with all your heart. Wat sy gedoen het, she didn't lean on her own understanding. In all her ways, she submitted herself to the Lord, and God made her path straight. So jy sal van haar lees in 1 Samuel 25. Dan Esther, julle ken almal vir Esther, ons daar vanmôre gesing ook. Esther, wat baie sleg is, haar ma en pa is altyd vermoor of dood, en sy het groot geword by haar oom Mordegai, en die koning het haar natuurlik gekies as koningin. Sy het in Esther 2, het sy deur 'n paar skoonheidsbehandelings gegaan, en dan is daai emosionele, almal van ons gaan baie keer deur 'n paar voorbereidings, geestelike pad wat jy stap, om op die einde jou destiny te bereik. En Esther 4 vers 14 is natuurlik jou bekende vers, waar sy moes opstaan, en sy moes doen, wat God vir haar sê om te doen. En wat ons by haar leer is op Joshua 1 vers 9, to be strong and courageous. So staan op, en doen wat God vir jou sê om te doen. En elke ou se opdrag is verskillend. Nie een mens se opdrag is dieselfde. So staan op en doen jou ding. En sê, dis wat God vir my sê om te doen. En ek is gehoorsaam en ek doen wat ek moet doen. En wat ek vir julle kan sê, wat ek afsluit beleef, hoe meer jy begin doen wat God vir jou sê, het jy nie tyd vir nonsens nie. Die nonsens val af. Jy het nie tyd vir speletjies nie. Jy fokus en jy gaan en jy doen. Onthou, arende vang nie vliee nie. So die Here sê, hy nooi jou uit om soos 'n arend te vlieg, boek aan die omstandighede, en jou nie besig te hou met vlieggoeders nie. So, dan natuurlik jou bekende vers is dan Spreuke 31 vrou, en ek wil vir julle sê, ek daag julle almal uit, mans en vrouens eintlik, om Spreuke 31 mens te begin leef. Dis nie onmoontlik om dit te wees. Ek gaan studeer dit, en ek kan 'n hele preek net maak oor Spreuke 31. Maar Spreuke 31 vrou is 'n flikse vrou. Sy vat nie nonsens nie. Sy het haar eie eiendomme, sy het haar eie besighede, sy het haar eie slavinne,
sy koop goed wat vir die huis nodig is, sy sorg dat haar huis alles het, sy sorg dat daar linne is, sy sorg dat haar huis kos het, en goeders gaan, dit smooth. En ek dink dit is wat God wil hê ons moet doen. Daar's so 'n beeld hier buite in die wêreld van 'n arme, ag sies tog ek leef Christen beeld wat daar is. Nee, excellence vir die Lord. God sê excellence. Staan op en wees ordentlik. En ek sit eendag op toe nou ook aan Strandfontein en ek sit daar op die toilet en ek ruil 'n toiletrol. En God sê vir my, nou gaan jy in die saal en jy sê vir die mense, as jy nie eers 'n toiletrol kan vervang terwyl jy op die toilet sit nie, hoe wil jy met ek jou moet meer vertrou? Hierdie naweek ook het hy gesê, sorg dat jou kar skoon is. Was hom. Hou jou kar skoon en netjies. Want hoe wil jy die Here met jou meer vertrou as jy 'n vuil kar ry? Was jou kar, hou hom skoon. Maak jou huis skoon. Was jou skottelgoed. Die Here sê, luiaard, gaan na die muur en word wys. Wees fliks. Staan vroeg op. Ek moes hierdie week miskien vir iemand stuur. Maak jou bed op. Jou sê, dis 'n Navy Seals, baie goeie teaching eintlik wat hy sê. Maak jou bed op. Staan in die oggende op. Maak jou bed op. Trek aan, borsel jou tande en begin jouself regkry vir die dag. En werk soos 'n muur. Dis Spreuke 31 opgesom. Hy's in 2 Tessalonisense 3 vers 19 en 11 sê hy, en die wat nie wil werk, moet ook sommer nie eet nie. Ek smog vir julle wat staan en bedelbrood het. Werk. Want daar is 'n blessing, daar's 'n seën in dit om fliks te wees. Dis 'n goddelike opdrag. Goed, ek weet nie of vir wie my dit gesê het nie. Maar leef vir ontsag vir God. Hierdie ding is van Februarie loop die pad, lere 'n pad by met hierdie ding. Hy sê, do you have a fear of God or do you have a fear of man? Ons moet ophou om 'n probleem te hê met die opinie van 'n mens. Jy gaan net die opinie van God vat. En nou verstaan ek hoekom hy vir ons gesê het, my gisteraand, ek het nie die blessing ingehaal nie. En gisteraand toe sê hy vir my, ek wil hê jy moet die blessing insit. Toe het ek dit gou van vanoggend ingesit. You are fearfully and wonderfully made. Psalm 139 vers 14. You are fearfully and wonderfully made. Weet dit, glo dit, leef dit. Moet dit nie by iemand anders versoek nie. Ag sê julle gaan op vir my, ek is mooi en oulik. Nee, ek gaan dit vir jou sê nie. Ek gaan dit vir jou sê, voor jy nie weet dat God dit vir jou sê nie. Want as jy weet, God sê dit vir jou, het jy nie nodig het enigiemand anders vir jou moet sê nie. En dan kan ek dit vir jou sê. Want dan bevestig ek wat jy reeds weet. Want ons het so honger vir mense, in plaas daarvan om die waarheid by God te hoor. En as enige iemand iets vir jou sê, wat leen lyn is, met wat God oor jou sê, Psalm 139 vers 14, dan steen jy daar nie. Hy sê, want ek het jou geken nog voordat jy in jou moederskoot gevorm is. Ek sê vir jou, you are fearfully and wonderfully made. Hoekom moet jy jou steur in enige iemand anders opinie met jou? It fades into insignificance. Hooglied 1 vers 15. You have got dove's eyes, single vision. En as jy weet dat God sê, you are fearfully wonderfully made, dan stuur jy jou nie meer in die res nie. Dan kan, want onthou, as ek nie weet wie ek in God is nie, gaan ek jou sleg sien. Want ek voel nie goed oor myself nie. Wanneer kuier jy mens lekker met mense? As iemand heeltyd sleg praat van almal om jou, of as jy mense oplig en opbou. As ek by jou kuier en jy praat altyd sleg van alles en almal, dan weet jy of ek weer by jou wil kuier nie, want môre praat jy sleg van my. Maar as ek by jou kuier en jy vertel vir my hoe wonderlik die Here is en hoe wonderlik al die mense is, dan kuier ek lekker met jou. Dis nie lekker om saam met iemand te wees wat heeltyd krities is en almal sleg sien. Want dan voel jy nie baie goed oor jouself nie. Maar as jy 'n fear of God het, dan gaan jy die mooi mense raak sien. Want God sien die mooi mense raak. As jy gaan kyk na 18 Days in Heaven, sê die ou, hy sê hy was so bekommerd geweest om voor God te gaan, want hy sê, hy het 'n rowwe lewe gehad, en hy weet nie eintlik nou wat die Here nou vir hom gaan sê, as hy nou daar in die hemel kom. En toe wys Jesus, want jou hele lewe is soos 'n boek opgeskryf in die hemel, die woord sê dit. En hy dink, nou begin die Here vir hom al sy foute wys. En terwyl die Here vir hom sy foute wys hy vir hom, I will redeem it. I will use this for my word. Ek gaan hierdie gebruik tot my voordeel. Ek gaan hierdie gebruik tot his mess, I'm going to change into a message. Hy gaan as victim uitloop in victory. Jesus sien met 'n ander bril na jou lewe. So begin jou lewe sien soos wat God dit sien. Romeine 8 vers 28. Yes.
Romeine 8:28, en die Here sal alles ten goeie laat meewerk vir die wat sy oë op hom rig. Amen. So dan Mary, die oomblik toe die engel aan Maria verskyn het, toe sê sy, laat u wil. Nie my wil nie, maar u wil. I am the Lord's servant. Sy het verstaan, sy is in diens van God. Ons moet begin verstaan, ons is in diens van God. Ons lewe is nie ons eie nie. Minkie en Wouter, julle is 'n voorbeeld van dit. Ek onthou toe jy COVID gehad het, kyk, ons het almal hard gebid, want ons gedink, jy moet hemel toe gaan met ons daai babas vat. Ek het vir 'n week dit geleef, dis nie maklik. Nee, ek weet, ek het al 'n paar dae daar gaan sit. May your word to be fulfilled. Ons moet besig wees met die Here van die dinge en die dinge van die Here. Los die ander goeders. As jy by 'n werk is wat moeilik is, ek is jammer vir jou, maar God het jou daar geplaas om besig te wees met die Here van die dinge en die dinge van die Here binne in daai omstandighede. Dis glad nie so erg so Saterdag mense gaan na bid nie. Sorry vir jou, maar jou werk is nie so erg nie. Want jy is nie besig om in 'n vuur te staan nie. Dis nie so erg soos Daniël nie. Daniël staan in 'n leeukuil. As jy duif oë het, single vision. Ek onthou toe ek 5 jaar in tronk gewerk het, dit was nie 'n grap nie. Dan stap jy so in, dan sal ek 'n dagga-walms vir die dag. So jy werk so tussen die dagga-walms. Ek onthou toe ek in Bloemfontein gewerk het. Toe was daai ouers heeltemal psigoties. So hy hardloop in die binneplaas, dan vryf hy sy poef teen die mure. En dan moet ek met hom werk. But the Lord will be your strength. Okay, dan Elisabeth. Toe Maria by Elisabeth kom, julle ken dit, Lukas 1 vers 45. Blessed, sê sy, is the one who believed that the Lord would fulfill his promise. Sy kyk so vir Maria, sy sê, wat 'n voorreg is dit, dat die moeder van my Here my besoek. In haar vervulling met die Heilige Gees was die woord van kennis. En sy het geweet, Maria is swanger met Jesus. Kan jy dink, waar moes Maria gegaan het? In daai tyd, toe sy swanger geraak met Jesus, en sy het geweet, dis die Gees van God wat haar nou vervul het, wat haar swanger gemaak het. En hulle gaan haar nou in klippe doodgooi. Sy het letterlik gevlug. Sy het na Elisabeth toe gevlug. So toe sy by Elisabeth aankom, toe weet Elisabeth, toe die Gees van God vir Elisabeth gesê, sy is swanger met Jesus. So mag ons ook dan die woord van kennis, sensitief wees vir die stem van die Heilige Gees, vir die woord van kennis, om te weet wat jy moet weet. Here, waarmee, as moeilike goed in jou lewe gebeur, vra onmiddellik vir Here, Here, waarmee is u hier besig? Wat is besig om hier te gebeur? En dan Maria Magdalena, is natuurlik 'n baie bekende persoon, wat ons almal ken. Maria Magdalena het bose geeste na gehad, en sy is deur kindertrauma, baie kindertrauma, baie gebroken, maar haar gebrokenheid het vir haar purpose gegee. Haar mes raak haar message, haar test het haar testimony geraak. She walked out in victory, en sy was so dankbaar. Ek bedoel, hier lees sy op haar aangesig vir Jesus. Hulle is besig om haar nou gereed te maak om haar met klippe dood te gooi. Ek dink dit is verskriklik erg om met klippe dood te gooi. En Jesus skryf in die sand, en hierdie is 'n Lorenzo vertaling. Ek dink hy het begin om hulle sondes neer te skryf, ek weet nie. En dan hulle klippe so hulle name op die sand te skryf, te sê, nee, wow, ek kan nie. As een van julle is, wat sonder sonde is, dan kan julle nou maar die klip gooi. Kan julle dink, daai dove's eyes, daai single vision, wat Maria Magdalena van toe af moes gekry het. Sy word baie lekker uitgebeeld in The Chosen, julle kan eintlik daaroor vind. En dit het natuurlik gemaak, dat sy totale afhanklikheid van God begin kry. She was devoted to Jesus. Sy het haar oë op God begin rig. Sy het enkel visie begin kry. Sodat dit is so mooi, dat toe Jesus uit die dood uit opgestaan het, was sy die heel eerste vrou, wat hom gesien het. En sy het die boodskap gekry, om die evangelie te verkondig. En sy het gesê, gaan, Jesus sê vir haar, gaan, en gaan sê vir my disippels, daar kry sy die boodskap van die evangelie. Gaan, en gaan versê vir my disippels, maar, in besonder vir Petrus. Hoekom in besonder vir Petrus? Julle ken dit. Want Petrus het Jesus 3 keer verloon. En Jesus het gesê, hy het geweet voor Petrus. So toe hy by Mensa Christi sit, daar in Israel, sit hy by Mensa Christi, daar oor die water by die see, en hy sê, agape jy my? En Petrus sê,
ek voel jy. Jesus vra hom weer, agape jy my? En hy sê, ek voel jy. Het jy my lief, dat jy vir my sal doodgaan? Hy sê, nee, ek het jy lief soos 'n broer. Sal jy vir my doodgaan? Nee, ek het jy lief soos 'n broer. En Jesus sê, voel jy my? En hy sê, ek voel jy. En jy weet, is amazing. Petrus se geloof het so gegroei, dat hy op die ou einde vir God geagape, hy is onderste bo gekruisig. Dit's devotion. Dan natuurlik Martha en Maria. Martha was een wat hard gewerk het, as ek reg onthou nie. Maria het by Jesus se voete gaan sit. Mary has chosen what is better. Ons moet versigtig wees om nie te besig te bly met die dinge van die Here, dat ons vergeet van die Here van die dinge nie. Maar Martha het God ook gedien. So ons kan ook nie net by sy voete sit nie. Ek kan nie nou die vers onthou nie, maar daar was 'n vers gewees waar hulle sê, nee, die vers het nou nog gesê, dis 2 Tessalonisense 3, waar hy sê, julle het nou so ontmoeting met God gehad, julle het hom so wow nou beleef, dat julle nou net in sy teenwoordigheid wil sit die hele dag. En hy sê nie, julle kan nie net die hele dag in my teenwoordigheid wil kom sit, en my teenwoordigheid beleef, en niks doen nie. Die wat nie wil werk nie, moet ook nie eet nie. So daar moet ook 'n balans wees. So ons moet ook God dien, en maar ook by sy voete sit, en dis die balans wat ons moet hê. Maar selfs in die werk is hy ook by ons. Yes. Hendrik sê, al werk ons, is God by ons. So I'm serving and listening. So ek is in diens vir u, en ek is gehoorsaam. En almal van ons se diens lyk anders. Ons het nie almal dieselfde ding nie. Jy moet binne jou persoonlikheid, binne jou passie, binne jou belangstelling, wat jou opgewonde maak, doen jy vir God wat vir jou werk. Niemand van ons het dieselfde calling nie. Lydia, sy het altyd voorsien, sy het finansiëel voorsien. Daar's ook altyd vrouens wat finansiëel voorsien. So sy was ook 'n disipel van Jesus. Die vers is Handelinge 16 vers 14. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. So sy het absoluut gegee, sy het haar hand huis oopgemaak, sy het finansiëel gegee, sy het kos gegee. So sy was 'n gasvrou gewees. Dan Priscilla, dis nie mense wat ons baie goed ken nie, maar sy was 'n teacher en disciple maker, so sy was ook deel van die span wat saam gewerk het en gegee het en voorsien het en gewerk het. Ook in Handelinge, he began to speak boldly in the synagogue, but when Priscilla and Aquila heard him, they took him aside and explained the way of God more adequately. So hulle het God geleer ken, hulle het gelees en geteach. Hulle het God gehonour, en dan hierdie was 'n kamp wat ons heel naweek gedoen het, is Johannes 4, the woman at the well. Jy het vandag oor gepraat, come to the well. Waar Jesus vir haar gesê het, die man wat jy nou is ook nie jou man nie. So God, Jesus het by haar gesit, en dis 'n baie interessante teaching van Johannes 4, waar Jesus letterlik, as jy gaan kyk hoe mens moet stap, het hy letterlik 'n ompad gestap Samaria toe om by haar uit te kom. Partykeer stap die Here 'n ompad om by jou uit te kom. Dis so belangrik jy vir hom is. En hy het oor haar geprofeteer, en sy vra toe my, is jy dan 'n profeet? En sy sê nee, maar ek gaan vir jou die lewende water gee. Dis vanoggend se vers wat ek vir julle uitgesit het. Jesus is die lewende water. En die lewende water wat 'n simbool van die Heilige Gees is, moet in jou binneste en uit jou binneste uitvloei. So hy praat en hy sê, God sees, God speaks, God saves, God uses us. So sy sê toe, gaan Syfa en gaan vertel. So sy kry toe die evangeliese opdrag om te gaan verkondig. So Jesus honor for the woman, en dan ook, dit is daai ene van waar die vrou wat 'n bloedvloei gelei het, en ek het al die fliek vir julle gewys, maar jy kan gou daar pause asseblief, want hierdie bly vir my baie mooi. Ek gaan vir julle 'n paar goed hier uitwys. Sorry, gaan nog 'n video speel. Sorry, okay, afgedwaal. Hebreërs 5 vers 6, 7 en 8 het Jesus op sy aangesig in die tuin van Getsemane moes gaan lê en gesê, Vader, ek sien nie kans vir die lydensbeker nie. En Vader het gesê, maar ek gaan vir jou die angs uit die dood uithaal, maar nie die dood nie. En die nardesolie se medisinale waarde is die verligting van angs.
So sy kop en sy voete was gesalf gewees met daardiesolie. So ek dink 'n mens onderskat eintlik wat hier gebeur. En Jesus het geweet, dis wat op die einde gaan gebeur. So julle sal oral eintlik in die Bybel lees van Jesus het regtig 'n passie vir vrouens gehad. En vrouens het saam met hom geloop, hulle het saam met hom geminister. So alhoewel hy die 12 disippels gehad het, was daar altyd vrouens wat ook deel daarvan was. Maar net in daai tyd is vrouens nie belangrik geag nie, en dis hoekom dit nie in die Bybel geskryf was nie. Alhoewel as jy gaan kyk in Matteus 1, word daar 5 vrouens genoem. En natuurlik, wie natuurlik by Jesus se voete was met sy kruisiging, was ook natuurlik Maria en Elisabeth en Maria Magdalena, die vrouens het by sy voete gebly staan, toe hy gesterf het. Ek wil hierdie stukkie gou vir julle wys, ekskuus, ek gaan nou weer vir ons pos. So ja, sy was die eerste vrou wat natuurlik by Jesus se voet was toe hy die dood uit opgestaan het. En so is daar baie vrouens wat wys van God's faithfulness, God se getrouheid. So die opdrag wat God dan vir ons gee is om 'n vrou te wees van geloof, of 'n mens te wees van geloof, om dapper te wees, om te bid, in verhouding met God te staan, om die wysheid van die Heilige Gees te gebruik en liefde na die wêreld toe te vat. Kom ons bid saam. Here, as ons na al die vrouens kyk en ons sien hoe jy soveel vrouens so kragtig gebruik het, en daar's so baie nog in die Bybel wat ons nou kan verwys het, wat 'n pad met U gestap het, wat U ontdek het, en wat ons by kan leer. Maar ons bid dat ons elkeen wat vrouens is, maar die manne wat ook hier is, Here, dat ons in geloof sal stap. Dat ons enkel visie duif oor sal hê, met ons oë gerig op U. Dat ons in totale afhanklikheid van U sal leef. Dat ons sê, You are the God who sees. You are holy forever. En Here, soos Rit wat gesê het, You will be my God, and I will follow you, Here. Dat ons 'n bereidheid sal hê om gehoorsaam te wees en te doen wat U vir ons sê om te doen. Dat elkeen van ons ook 'n Spreuke 31 vrou sal wees, wat sal leef met dit wat U ons geroep het om te wees. Dat ons sal stap in ons salwing en roeping van dit waarvoor U ons geroep het. Dat ons 'n verskil sal maak daar waar U ons geplant het. Dat ons geloof sal hê, dat ons liefde sal hê, dat ons die wysheid en die kennis en die insig van die Heilige Gees sal gebruik, maar dat ons ook soos Ester 4:14 sal opstaan en doen wat U vir elkeen van ons sê om te doen. Ons loof en prys U naam. Amen. So ons het vir die vrouens elkeen 'n geskenkie voorberei. Dankie Nastasia, jy kan opstap. Dankie. Stop. Ja, dankie.